Alright julle, ek wil nou nie graag so van 'n mic af praat en daarvan weg op so goed wat gehaal word. Het almal koffie of iets gekry om te drink? Dit is met tafels binne in die gebou. Het julle gesien die matte is skoon, die stoele is skoon? So jy kan nou maar met jou kop teen die stoel sit, hoor. Yes, nee, die arme Grace het gegreis hoor, sy het gewerk. Sy het hierso gestrop en die mat is gewoon gemaak. Ons sê vir Dolf baie dankie, hulle het 'n groot industriële matwasser hier by ons gehad en Luanta het my gesê, hoor jy moet dit so doen, jy moet dit so doen, dan gaan jy hierdie kolle uitkry. Ja, jy kan nog sien hier so 'n bietjie vlekke van die water. Maar ons gaan dit weer was, net nie nou dadelik weer nie. Dis wat ek gaan hierdie water skoon. Jong, jy is verbaas, daai masjien is wild hoor. Maar dit is so 'n groot industriële ding, ek weet nie, hulle gooi tot asyn daarin en ek weet nie koeksoda en ek weet nie bakpoeier en ek weet nie wat alles nie, maar nee, dis nie so ernstig. Tog gooi reg asyn daarin. Toe een of ander asyn met hierdie matte tune hoor, so baie bly daar. Want hier kom nog ouens aan, ons raak nou baie julle. Nou, die kerk is amper vol. Ja, weet. Hallo julle twee. Wat doen wat so muziek op hierdie dag, dankie. Hallo Ina. Gaan dit raai skoondokter? Rof. Is dit? Nog steeds in die hospitaal? Ja, hulle weer môre die babas uit te haal. En sy is 30 weke swanger. So dit is 'n bietjie kort. Ja. So hierdie oupa en ouma se bietjie broos. Ek hoor jou, ja, yes. Laat ons op julle bid op sommer vanaand is goed. Alright julle, ek dink ons kan maar begin. Ek weet nie hoe laat is, ek weet nie hoe laat is nou, die ander horlosie wat julle my gegee het, staan nou daai kant dan. Ek wil hom nie neersit. Hy staan nie voor. Hy staan net voor. Ja, ag, maar hier is die plek is nou te klein. Neem nie waar nie, ek gaan wegkom met die foon. So kan daai gebruik, ja. Maar baie welkom vanaand hier. So ons het ons nou nie vanaand formeel opleiding nie. Ek het gedink ons gaan vanaand so 'n bietjie net met almal praat rondom die toekoms, dat ons net saam kan sekere dinge besluit. En dan ek dink is dit noodsaaklik, hallo Beth, ek jou gegroet. Dan is dit belangrik dat ons eintlik ook sekere tegniese detail rondom gemeentefunksionering net vinnig sal leer. Ek gaan nie jou vra met jou kop uit te ken nie, maar dit is belangrik dat julle weet wat is die pad vorentoe. Ek wil van die begin af heel eers te sê dat die kies is 'n papier vir jou. Dat ons hele fokus vorentoe moet ons baie sterk gedrewe hou op die herlewingsdinge. Ons wil nie weet die oomblik as 'n ou met gemeentewerk begin, dan raak 'n ou binne in 'n groef verval van weet hoe 'n gemeente funksioneer en wat noodsaaklik is vir die gemeente, want ons almal ken daai patroon tot 'n groot mate en 'n mens het half 'n verwagting van hoe goed moet werk en wat ons wil doen. Aan die ander kant is dit so dat daar's geen manier dat 'n mens almal in die tydsgleef kan inkry om regtig soos daai video's wat ons gekyk het, tyd in gebed te gaan spandeer, soos Vader Nash en al daai manne wat hierdie herlewingsgoed vooraf gegaan het vir julle. Maar dit is wat in my hart brand, dis wat ek weet die Here wil hier doen. Maar om dit te kan doen, het ons mense nodig. Ons het mense nodig wat nommer 1 die hele visie kan ondersteun, wat saam kan bid, wat ons hande kan vat en saam kan stem oor dit wat die Here wil doen. En dan ook het ons mense nodig om die hele proses te dra. Ons kan nie by dit verbykom nie. Ons moet dit besef vanaand. So ons wil deur dit breek en kyk wat die Here wil doen. So
Ek gaan vanaand ons net na 'n paar tegniese goed kyk. Wat is die pad vorentoe in die omskakeling van herbou sy huis? Want almal ken eintlik hierdie hele sessies dat ons eintlik het ons Mei maand laas jaar begin, as ek reg onthou. As hulle van die as ons van die disippelskap toe dan sê almal herbou sy huis. Ons logo is ook so en daai tyd het 'n brandvorie dit vir 'n logoetjie vir ons ontwikkel, ons het dit gebruik en tot daar by die kantoor, by die kerkkantoor daai kant, as hulle van hierdie klomp praat, dan praat hulle van die herbou sy huisers. Jy weet so, dit is wat in hulle harte. Maar daai is letterlik die disippelskap program wat ons gebruik het om julle die afgelope jaar bietjie toe te rus en in 'n ander hoogte en 'n diepte in te vat. So ek hoop daai goed het gehelp, maar ons is nie heeltemal klaar daarmee nie. Ons het letterlik die Latbalk se laaste lesing gedoen wat handel oor vas en gebed. So ons die motief van vas en gebed, ons het daaroor gepraat. Almal was nie hier nie, maar vir die wat hier was, hier is ekstra lesingkies as julle dit wil soek. Ek gaan net een op ander tyd moet sit en daai goed nou regtig uitgesorteer kry en dit gefinaliseer kry soos die eerste klomp lesings wat ek raak agter moet al die voorbereiding. Daai kant en die kant en al die mense wat ou moet sien en goed, die hele kerk goed, so dit is nie so maklik nie. Maar ek dink kom ons bid net saam en ons gaan spesiaal vanaand vir Ina en Jaco bid. Dat die Here vir hulle gaan deurdra en ook vir Dolf wat sy skoonseun hierdie week aan die dood afgestaan het. En ten spyte van dit het Dolf nog steeds hiernatoe gery, letterlik op daai vooraand van Ian se afsterwe om vir my hierdie groot matwasser te bring en hy het dit hier kom aflaai. Soms wil vir hom ook sê baie dankie, sê maar vir Laant op en sê dankie vir die wasser. Maar dis belangrik dat ons ook vir mekaar sal dra in gebede. En julle gaan nou sien wanneer ons by die bedieninge kom, daar's 'n geweldige groot skou van betrokkenheid en ruimte waar elke ou kan sê, hoor, maar dit is waar ek inpas. En dit is wat ek wil doen. Want in die begin moet ons regtig take met wat ons het. Nou ons het letterlik een luidspreker hier ontdek. En dis hierdie ene. Ek het nou nog 8 stands van koop wat op 'n goeie uitverkoop was by iemand wat dit privaat gekoop het. So ons gaan maar soos ons gaan ons maar goed koop en aangaan. Maar hier's nie byvoorbeeld ons nou vanmiddag die eetgoed en goed. Dink op mense, okay, maar hoe gaan ons hierdie goed eet? Gaan ons dit in ons hande hou? Wat gaan ons nou doen? Gelukkig toe dink Paul daaraan om 'n paar bordjies te bring en ek het daaraan gedink om ook bordjies te bring. Maar toe sê hy kom toe sê hy, hoor jy, ek wen jou want ek het servette gebring, jy het nie servette gebring nie. So sê ek, okay, nee, jy wen. Maar daar is niks hier nie. So hulle het alles gevat. Het 'n paar goed agtergebly. Ons het die musiekstelsel gekoop. Maanie daar agter. Hy het Saterdag die hele dag gewerk. Julle sal sien, was altyd 'n klomp kabels hier voor, sulke dik toue wat hier voor oor die vloer nie tussen die sitplekke. Toe ek hier kom, toe het hy hierdie goed hier deur die dak. Ek sê, Maanie, jy's grys, ou broer. Hoe het jy dit daar bo gekry? Hy sê stukkie vir stukkie. Ek sê, okay, maar jy het dit reg gekry. Maar julle hoor die klank. So ons het die groot luidsprekers op, ons net die twee kleintjies op wat heeltemal genoeg is. As hulle oopdraai, gaan julle ore seer kry. Dit is 'n kwai luidspreker. Die goed is goeie luidsprekers hoor. So en die ander twee is daar in die stoorkamer. Ons sal dit nog uitsorteer en toe ontdek ons ook hier's 'n dasmikrofoon. Ek weet nie wanneer gaan hulle hier stop en sê, hoor, ons soek nog dit of ons soek nog dat wat hier oorgebly het nie. Maar sorry vir hulle. Ons gebruik dit intussen. Want is ten minste dieselfde koninkryk, al dink hulle nie so nie. Alright, so maar dit is. Maar kom ons bid net saam, dan gaan ons deur hierdie goed. Vader, baie dankie vir u goedheid en die guns en die liefde, Here. Dankie dat ons vanaand weer eens saam kan wees. Dankie vir elkeen wat hulle verbind het tot hierdie proses vorentoe. Hemelse Vader, ek weet nie reg presies hoe en wat nie. Al wat ek weet is u weet. En al wat ek ook weet is wat u vir my gesê het die dag, Here, toe ons hierdie grond gekoop het u gesê u sal voor ons uittrek. En u sal, Hemelse Vader, die leerbeker vir ons uitstuur met die Here heel vooraan. En Here, daarom het u gesê, staan op, trek hier vandaan weg. En ek sal Israel by mekaar klim, ek sal Jakob by mekaar bring en Israel by mekaar bring so skape in 'n kraal. En daar sal hulle gedreën wees van voete en hulle sal deur die poort in en uittrek. En ek wil bid, Hemelse Vader, dat u genade sal gee, dat ons stad sal kan bereik. Dat hierdie groep mense wat hulle verbind vanaand, Here, om hierdie proses vorentoe te vat in 'n ander rigting en 'n ander dimensie, dat ons sal verstaan, ons kan dit nooit sonder u doen nie. Daarom wil ek bid, Here, help ons om tyd uit te koop in gebed, om te bid vir dit wat u hier wil doen, vir elke mens wat hier tot bekering moet kom, vir ons stad wat tot bekering moet kom, vir ons land wat tot bekering moet kom.
en verheerlik Uself in ons midde, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Alright julle, so kom ons begin by die begin. Omskakeling van Herbouwse huis na ons nuwe gemeente en ek is baie bly. Cleon het sopas die openbaring gehad dat GMD is net so goed in Afrikaans soos in Engels en dis eintlik maar een van die hoofrede en omdat my hart is disipelmaking en as jy met ou soos pastoor Dirk praat of pastoor Marius, hulle sal hulle vir jou sê, hoorie, as jy na my kyk dan weet jy dis disipelskap. Pastoor Amanda, hulle kom deur hierdie goed en jy was haar eerste sessie, dis jare terug. Sy was nog daar saam met my boetie is al oorlede en dit was regtig, dit was 'n goeie tyd waar ons 'n klomp ouens net by mekaar gehad het in 'n saal en hulle bedien het rondom die koninkryk van God en ek dink daai jaar het ons 2 jaar gevat om hierdie opleiding te gaan, maar hulle was elke week committed om dit te doen en hulle is deur dit en die een van die hoofredes hoekom ons hier is vanaand is eintlik Winna in Cleon hulle wat net na my in Karla wat dieselfde week van my gesê het, hoor hierso, wil jy nie weer begin met met die koninkryksgoed dat ons dit kan bywoon nie. Ons het mense wat ons wil bring wat blootgestel moet word in dit. In 1 week, toe weet ek. Okay, so dis nie ek wat so oulik was nie, dis eintlik julle wat hierdie ding geïnisieer het. En toe het ons begin hier en ons het elke week eintlik amper 'n volhuis gehad. Ons was by die afsluiting 40 mense en dis vanaand nie 'n klomp mense hier nie. Of hier is 'n klomp mense nie hier nie wat éventueel weer hier gaan wees, maar as maar net omstandighede wat maak dat hulle nie vanaand hier is nie. So kom ons gaan kyk, so wat is die pad vorentoe? En julle sal sien ek het Hemelvaart 14 Mei daar opgesit met 'n spesifieke doel. Dis 'n aandgeleentheid en ons gaan heel waarskynlik as ons vanaand konsensus bereik en jy is enige tyd welkom om met sê hoorie dit of dat. Moet dit nie so of so doen nie, jy moet dit so of so doen. Okay. So kom ons gaan kyk so 'n bietjie 'n kort agenda opgestel dat ons net rigting kan hou vanaand en ek wil heel eers begin by Psalm 85 vers 2. En dis my interessant hoe die Here werk. Ek het Vrydagmiddag toe ek van die kantoor af kom, het ek hier in die kantoor daar by die huis het ek gaan sit om hierdie goed klaar voor te berei wat ek vandag vir julle wil gee. En ek vat die Bybel en ek is eintlik op soek na 'n ander skrif en die Here gee my hierdie skrif en ek lees dit en ek weet onmiddellik hoor hierso ek moet dit vanaand met julle deel en dis die skrif waarmee ons gaan afskop vanaand. So hoor as sê in Psalm 65 vanaf vers 2 tot 10. Hy sê aan U kom 'n lofsang toe o God in Sion en aan U moet die gelofte betaal word. Hoorder van die gebed tot U moet alle vlees kom. Dis die sin wat ek gelees het daai dag. Hoorder van gebed. So wat doen God? Hy is die hoorder van gebed. Ekskuus, ek wil net hierdie mikrofoon afsit. Ek dink ek kan skree nou. Hoorder van gebed. Tot U moet alle vlees kom. Nou julle, hoe meer ek kyk na dit wat die Here nou wil doen. En hoe meer ek kyk na die omstandighede in ons land, hoe meer weet ek dat ek weet. Dis net God wat hierdie volk in 'n eenheid kan bring en ons as 'n volk vorentoe kan vat. Daar's nie ander manier. Ons gaan dit nie regkry deur die begeleiding van mense alleen nie deur die politiek nie. Ons kort 'n inspraak van die Heilige Gees. En julle saam met my deur 'n klomp van hierdie video's gekyk en julle sal onthou die een ding wat my in al hierdie opleiding en al daai video's bygeval het is dat God die atmosfeer verander het omdat iemand begin bid het, die geestelike atmosfeer. En julle, as jy daaroor dink, dan sien jy mos nou Efesiërs 6, die hele wapenrusting van God. Julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede van die lig. Daar's 'n klomp georganiseerde magte, daar's territoriale geeste wat aangestel is oor 'n area. En ons moet dit gebruik om deur te breek in een van hierdie hoofareas in Pretoria was hierdie wonderboom hierbo wat vroeër jare baie sterk vir die okkultiese bedrywighede gebruik was.
maar ook gedien het as die plek waar die eerste Pinksterkonferensie in Suid-Afrika gehou was en 25 mense of iets gevul was met die Heilige Gees. So ons is 'n kilometer van daar af geposisioneer deur hierdie poort. En gaan kyk wat sê die woord, elke keer as 'n vyand kom hy van die noorde af. Gaan kyk maar bietjie. Iemand het nou dag so preek gepreek en ek het gaan kyk dan, elke keer as die Here Israel waarsku, dan sê hy jou vyand kom uit die noorde. En die Here sit ons aan die noorde om hierdie poorte toe te maak vir die stad. En weet jy wat is my die kwaaiste van alles? Nou die dag toe pastoor Dirk 'n boodskap preek dat die latere heerlikheid van die huis sal groter wees as die vroeë heerlikheid. Toe dink ek, maar lewende water sit langs die ander poort. So al twee gemeentes, al twee kerke sit by die poorte wat in en uit in die stad ingaan julle. En dis asof God vir ons gesê, hoorie, ek gaan julle hier sit om dit te bewaak. Ons kort nog net een daar by die highway. So as jy dalk 'n plot daar het, sê vir my. Want dan is ons nou lekker gedek hierso. So vanaand moet ons verstaan wat die Here wil doen. God wil ons gebruik om net iets te ignite. En dit is om sy heerlikheid letterlik te bid dat dit sal manifesteer in ons midde. Ons wil dit is wat in my hart brand. Intussen sal ons doen wat ons moet doen op gemeentevlak en mense bedien en dien waar ons kan en net eenvoudig God vertrou vir dit. Maar hierso sê hy, hoorder van gebed, tot u moet alle vrees kom. Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar u versoen ons oortredinge. Ongeregtigheid het die oorhand oor Suid-Afrika gekry julle, maar God bly in beheer. So God bly die een wat alles kan uitsorteer, want hy is die antwoorder van gebed. So wat moet ons doen om dit reg te stel? Ons moet begin bid. Ons moet die Here begin vra om deur te breek. Weet nou dat ek aan dink, julle klop ouens aan eerste, is dit baie naby daai highway. Julle weet dit, né? Julle is nie verniet hier nie, dit nou dink ek nou daaraan. Okay, terwyl ek julle nou hier sien, hier's 'n groot klomp mense van Eerste Rus af wat verteenwoordig is hier. So julle gaan letterlik daai Eerste Rus moet begin deurbid, hoor. En hy poorte begin toemaak. Twee poort, een daar en by Mandeluik. Ook 'n poort. So ons moet nog iemand daar kry. Ja. Okay, maar Eerste Rus is hy nie breed genoeg nie. Hy kan seker. Hulle kan ons 'n bietjie dubbelwerk doen. Alright, so hoor wat sê hy verder. Ongeregtige dinge het die oorhand gekry, vers 5. Wel geluksalig. 3 keer gelukkig. Wel geluksalig is hy wat u uitkies en laat naderkom dat hy kan woon in u voorhowe. Ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Vleeslike dinge antwoord u ons in geregtigheid, o God, van ons heil. Vertroue van al die eindes van die aarde, van die verste see, wat die berge grondves deur u krag, wat omgord is met mag, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke, sodat die bewoners van die eindes vrees vir u tekens. U laat die uitgange van die môre en die aand jubel. U het die land besoek. U het die, wat besoek? U het die land besoek en oorvloed gegee. U verryk dit grootliks. Die stroom van God is vol water. U berei hulle koring. Ja, so berei u die land. So hierdie skrif sê, as ons tot God gaan roep, gaan die Here die land nader trek. Gaan die Here die land gesond maak. Gaan die Here oorvloedige gees uitstort, sy water, sy heilige gees water oor hierdie land. En julle, dit wat ons nodig het. So ons moet in hierdie proses begin inbeweeg, waar ons tyd gaan uitkoop, en ek weet nie hoe mense dit gaan doen nie, want op hierdie oomblik sit ek tussen, ek sit met 'n ander gemeente, ek sit met Lewende Waters gemeente, wat my dra op hierdie oomblik, wat ek daar bedien, en alles probeer ons gee om daai ding vorentoe te vat met die Afrikaanse en die Engelse dienste wat nou dubbel is. En ons het vanmôre 'n blessed tyd in die Here gehad, julle. Dit was net 'n wonderlike diens, en selfs die Engelse diens, daar was seker 40 mense vanoggend in die Engelse diens. So ek dank die Here vir dit, dat hy besig is, en dieselfde gesiggies wat ek die afgelope paar weke sien ek weer daar, en hulle kom terug, en hulle kom terug, en hulle kom terug.
En ek wil weet, ons moet bly bid totdat die Here daar ook 'n deurbraak gee, sodat ons uiteindelik kan losraak om tyd te kan spandeer in gebed, om dit te kan doen wat God wil hê ons moet doen. So, ek is oortuig dat die Here wil iets vir ons land doen en die Here wil ons gebruik. Alright julle, so kom ons gaan kyk net, ek het nou nie 'n presensielys of 'n ding opgestel nie, maar ek is baie bly julle is hierso, maar dis my net belangrik dat julle gekom het, so hierdie is 'n onamptelike vergadering, maar wat is die doel van vanaand? Hoekom wil ek julle vanaand weet, hoekom wil ek hê, ons wil nie vanaand opleiding doen nie, maar hoekom wil ons hierdie ding launch? Wat wil ons doen? Wat wil ons doen om vorentoe te gaan? Nou julle waar ons in die verlede by mekaar gekom het, ons het lekker gekuier, koffie gedrink en dan ons opleiding gekry en ouens het dit gevat en daar so 1 of 2 partykeer geslaap, maar nie so baie nie. Maar hulle dit gehoor en dan is ons uit en dan praat ons met mekaar op die WhatsApp en dis dit, maar dit wat ons nou wil doen net 'n dieper diepte en 'n groot ek nie net 'n dieper diepte net 'n wyeer vlak om op te funksioneer. En ons moet almal kennis dra van dit. Okay, so wat is die doel? Dit is om letterlik Herbou se huis die disipelskapskool af te sluit en te sê okay, vanaand begin ons weet op 'n nie amptelike manier met gaan maak disipels. Met ander woorde, ons wil hierdie gemeente launch en om dit te kan doen moet ons 'n datum kry. Ons moet weet wanneer ons dit gaan doen en dan moet ons besef waarvoor is ons in. Ons kan straightforward net preek en aangaan en laat die Here byvoeg en dis eintlik wat ek wil doen. Ek is eintlik moeg vir strukture. Jy weet ek het gister vir iemand gesê wat hier kom kyk het na die kerk. Toe sê hulle ja, dis so regte ou plaaskerk. Toe sê ek ja, dis die lelikste kerk seker in Pretoria. Maar ek het in my lewe geleer. Ek sit met die mooiste kerk, een van die mooiste kerke in Pretoria daai kant waar 'n gebou maak nie mense vol nie. 'n Gebou trek nie mense nie. En ek sê vir hierdie persoon, jy moet baie mooi verstaan, jy kan vir 'n persoon, ek het dit vanmôre gesê, jy kan van 'n pak klere aantrek. Die mooiste, duurste pak klere. Maar jy weet nie wat in hy pak is nie. Want hy pak klere maak nie die verskil nie. So ek gaan eerder met die salwing en alles wat die Here gee as goed wat ons probeer skep om mense te gelukkig te hou en tevrede te stel en al die dinge te doen. Ek is nie meer ge-worried oor dit nie. Ek sal onder boom 5 en mik 4 sal ek vir die Here dien. So daar het ek eintlik gesien in Zimbabwe op die mees uiterste plekke waar die Here se gees magtiglik werk. Ek weet julle het nog nooit ervaar wat die Here 400-500 mense op een slag vol met die Heilige Gees. Daai is die beste diens wat ek in my hele lewe gehad het. En die beste van alles was nog in Engels ook. Okay, so die Here het net eenvoudig gewerk daai dag. En die Heilige Gees het dis in 'n gebou, die gaps tussen die stene is so hoog. Die dak se kappe is met populier gemaak en hulle loop almal so. Die spinnekoppe hardloop die hele wêreld binne in daai gebou vol en hulle kom sit hier tussen die stene. Hier waar jy met jou skouer teen die stene sit en die seentjies kap het net so weg met hulle hande as die goed hier op die grond hardloop. Hierdie klomp Roman spinnekoppe, daai goed is so groot. Skorpioene as jy met die kruier so gedraai dan sien dit net oogies op daai grond. Julle dis bo teen die Zambesi rivier in die wildste plekke van Zimbabwe. Jy ry daai pad, daar's 75 km wat jy met ek praat van met die beste 4x4 ry, dan vat dit jou 4,5 ure om 75 km te ry. Want jy kan nie vinniger as 5-6 km/h ry nie. Dit is rof. So, maar daar het God gewerk en daar het ek gesien die Here werk. Hy soek net 'n hart wat oop is. Hy soek net 'n hart wat ontvanklik is. So kom ons klim net in en ons doen dit. Alraai, so wat gaan ons doen? So die stigting van 'n nuwe gemeente. Ek sal hierdie gemeente nog registreer by hoofkantoor. Ek het dit nog nie gedoen nie. Ek sal dit doen as ek voel die tyd is reg om dit te doen. Daar's 'n paar praktiese redes daarvoor. Dit gaan oor ons huweliksregte, dit gaan oor al die wetlike goed. Om daai goed in plek te kry vir 'n enkel gemeente met die regering soos ons vandag dit het, is nie 'n maklike ding nie. Daar sit nou tans by hoofkantoor mense in ons gemeente wat al iets soos 3 jaar wag vir hulle huweliksregte wat hulle die toets moet skryf, wat aansoek vir. En as jy hulle bel, die aansoek is daar. Hulle prosesseer net nie goed nie. So dis absoluut chaos. So ons wil nie daai pad loop nie, want die oomblik as jy breek met die organisasie, dan sê hulle jou huweliksregte op en 'n klomp dinge wat gepaard gaan, maar dis nie 'n goeie ding nie. So ons gaan steeds onder die vaandel van die nasionale kerk bly om al die wetlike goed, die belastingimplikasies en al die goed in plek te hou. Alraai julle, so hierdie GND bediening, moet julle mooi verstaan, is onder 'n herlewingsmaatskappy en ek het vir julle so 'n afskrifie van dit gemaak. Julle sal sien die volgende bladsy lyk so. Alhoewel ek daai ding vir julle aangeheg het,
ek het hierdie maatskappy gestig in 2012. En dit is toe ons letterlik baie sterk gefokus het op herlewing. Ons het die hele Deurbraak SA, ons het daai maatskappy se naam is Deurbraak SA, en daar's 'n rekening oopgemaak, daar was 'n konstitusie geskryf vir Deurbraak SA, dit is 'n nie winsgewende maatskappy, wat geaudit word elke jaar, die boeke en alles word nagesien. So, daai goed is alles in plek al vir jare, en Christa hanteer daai goed in die bestuursraad van wat ons aangestel het hier, ek het een aand gesê, hoor, die almal wat op die bestuursraad wil dien, moet vir my sê, en nou ek het so 7 ouens gesoek of wat, en ouens se name het hulle name, hulle het my geskakel en sê, hoor, okay, ek is bereid om dit te doen, ek het daai ouens gevat. So, dit was nie 'n uitsoekklomp nie, dit is letterlik ouens wat gereageer het daarop, daai aand, en ons het net 'n raad saamgestel om die goed aan die gang te kry, want dat inkomste begin ingaan, en ons het die state deurgegaan en gekyk dat alles in plek is, want daar's een ding wat ek in my lewe glo, dat finansies in 'n kerk is die een element wat 'n kerk kan maak of 'n kerk kan breek. As ek vanaand pastoor Marius moet sê, sonder om name te noem, wat het in die kerk gebeur waar hy 'n baie belangrike rol gespeel het wat hy die jeug vir jare gedien het. Hy het die jeug gelei daar. Die oomblik toe finansies nie bo die oppervlak hanteer word nie, toe sink 'n gemeente van 1500 binne 'n paar maande na 50 mense in 'n diens toe. So dit is een van die mees gevaarlikste goed wat daar is, as jy finansies verkeerd bestuur. Dit moet altyd above board wees. So, en daarvoor het jy bestuursraad nodig, wat besluite kan neem, wat vir jou kan sê, hoor hierso, dis reg, moenie dit doen, ons gaan dit so doen, of wat ook al, jy het 'n inspraak daar nodig. Okay. Alright, so, GMD-bedieninge onder die herlewingsmaatskappy, so ons kan nie, hoekom het ek nie hierdie bediening geregistreer as 'n herlewingsmaatskappy nie? Deurbraak SA, omdat dit 'n nie winsgewende organisasie is, het nie 'n platform van 'n gemeente nie. En ek het 'n paar 100 000 rand se skenkings by baie groot maatskappye gekry in daai jare te begin het. Om te belê binne in werkskepping, daai 200 pekaneetbome wat daar op die grond staan, die trekker wat daar staan, die implemente wat daar staan, is aangekoop met geborgde geld wat maatskappye gegee het. Maatskappye gee nie geld vir 'n gemeente nie. Want as hulle dit vir 'n gemeente gee, moet hulle vir al die gemeentes gee, en hulle wil dit nie doen nie. Hulle gee vir 'n nie winsgewende organisasie, vir 'n NPO of 'n NPC. Nou vandag het die regering die kerk so in 'n blik gedruk, dat as jy 'n nuwe gemeente begin, en jy wil 'n NPO registreer, 'n non-profit organisation, wat jy behoort en moet wees. Die oomblik as jy hom wil registreer, dan vra die regering vir jou, gee ons jou bankrekening. Dis die eerste ding wat hulle vir jou vra. Gee ons jou bankrekening, dan registreer ons vir jou die NPO. Nou sê jy, okay, nou gaan jy bank toe. Nou kom jy by die bank en sê, hoor jy, so ons wil 'n NPO registreer, maar ons kort 'n bankrekening. Nou gee ek jou een raai, wat sê die banke vir jou? As jy ons die NPO registrasie, dan maak ons vir jou bankrekening oor. So wat doen hulle? Hulle sit jou in die middel neer. Jy kan nie links nie, jy kan nie regs nie, hoekom, want hulle wil die kerk vernadeel, mense. Kan jy sien? Toe sê, dankie Here, jy het in 2012 al die deur oopgemaak. Ek het 'n NPC wat al jare terug geregistreer is, wat ons net so kan vat, en toe maak ek die ding los by Lewende Waters. Ek vra die bestuursraad om die ding los te maak, en ek het daai hele rekening oorgebring, en dis hoekom julle sal sien dat die rekening waarop julle tiendes en offergawes en inbetalings maak, is nie 'n gaan maak disipelrekening nie, dit is die herlewingsrekening, naamlik Deurbraak SA, Breakthrough SA. Dis ook ons hele beradingsbasis waarop ons werk. Okay. So, maar is dieselfde, ons gebruik daai rekening as 'n platform om hierdie goed te dryf. Moenie bekommer, dis die alarm, ek is 'n bietjie mal. Hy maak heeldag so. So, as iemand jou vra, maar hoekom betaal ek op Deurbraak? Dis hierdie gemeente. Daar's niemand wat daarby gaan baat nie, behalwe hierdie gemeente, en dan as 'n persoon 'n herlewingsskenking wil maak, dan is hy vry om dit daar te doen. Want ek kan 'n belastingsertifikaat uitreik vir hom aan die einde van die jaar, as hy 'n groot skenking wil maak. Okay, so dit is hoe maklik dit is. So as ouditeure wat na dit kyk, die bestuursraad het gevra, Christa moet dit steeds hanteer. So dit is hoekom jou die rekeningnommer Deurbraak SA is,
en nie gaan maak disippels nie, né? GMD nie. So net dat julle in die lig kom met betrekking tot dit, dat julle weet waaroor dit gaan. OK, so. Nou het ek gevoel, die volgende ding is, ons moet gaan bepaal, weet wanneer wil ons begin. Nou ek het eintlik aanvanklik gedink, ons gaan in April maand begin, en toe, die bestuursraad ook daai dag toe ons by mekaar moes hoor, nee, ons is te veel in 'n blik gedruk, en die plek was nie skoon nie, die ander mense se goed het die wêreld vol gestaan, en daar was nie 'n manier nie. Dus ons kom ons stel dit 'n maand uit. Nou is ons al in Mei maand, en ons het nog steeds nie begin nie, want hier's nou 300 vakansie daar tussenin. Ek wens dit was so. Maar die vakansie daar keller 'n ou bietjie, met al die goed wat daar gebeur. So ek het net in my hart gevoel, en ek het met Pastor Marius gepraat. En die rede hoekom ek daai jong man gekies het om saam met my hier in te klim om te werk, is een eenvoudige rede. Van die eerste dag af dat ek hom ontmoet het, kon ek met hom herlewingsgoed praat op dieselfde vlak in inligting en kennis wat ek oor die jare opgedoen het, en hy was nooit betrokke by my goed nie. Toe ek vir hom nou sê, maar waar het jy, hoekom sit jy met hierdie hart vir herlewing in Suid-Afrika? Waar kom dit vandaan? Dus ek was so seentjie. En Reinhard Bonke het in Afrika gepreek. Nou, ek weet nie of julle Reinhard Bonke se plakate gesien het nie. Hy plakate is so groot soos hierdie muur. Hy strek van daar, dis 'n wye foto wat hulle met 'n vliegtuig geneem het. Dan is daar miljoene mense. Wat om daai hele sound system gepak het op 'n oop veld vir wie Reinhard Bonke preek. Hy sê dit het hom so aangegryp dat hy daai plakkaat by OM bestel het. En hy daai plakkaat in sy hele kamermuur uitgeplak. En elke dag as hy opstaan, dan sê hy, Here, dis wat ek wil doen. Dis wat ek wil doen. Is dit nie wonderlik nie? So hy het 'n hart vir herlewing. Hy verstaan waaroor dit gaan. Hy het 'n kragtige salwing. Praat baie sagter as ek. Praat baie mooier as ek. En hy's nie daar. So ons gaan hom gebruik om te help in die bediening van die woord en om hierdie hele proses in die gang, want ek kan nie altyd hier wees nie. Ek gaan aan die ander kant ook moet wees want ek met die bal daar. Ek met hierdie twee balle in die lug. Ek wil sien dat God daai gemeente laat deurbreek en ek wil sien dat God hierdie gemeente laat deurbreek. Maar ek is in die proses om daai gemeente oor te gee, maar die Engelse kant, ek preek nie by die Engelse kant nie. Ek wil nie hulle met my daar sien nie, ek wil nie hulle moet weet. Hulle weet wie ek is, maar hulle moet nie dink. Ek gaan daar, ek wil nie dit hê. Anton en die ander manne wat daar is, gaan daar bedien. So ek het gevoel, kom ons begin op Hemelvaart, die aanddiens. Ek weet nie of julle gaan kans sien daarvoor nie, dis so 2 weke. Hoekom Hemelvaart? Julle, want dis 'n nuwe begin. Dis 'n nuwe begin. Want wat gebeur by die Hemelvaart? Dis by die uitstorting van die Heilige Gees, 40 dae daarna. Maar by die Hemelvaart is daar 'n opdrag. Gaan, maak disippels. Dis nommer 1. Wat is die tweede opdrag? Okay, ons is nog nie daar nie. Hy het gesê, gaan maak disippels, ja, doop hulle, daai die hele proses rondom dit. Maar voordat julle dit doen, wat sê jy, Willie? Wie van julle glo God kan krag uitstort soos ek en jy nie kan glo nie? Ons moet daarvoor wag. So ek wil Hemelvaart, toe ek hierdie goed sit, dink ek, Here, ek gaan op Hemelvaart begin. En dan gaan ons daai 10 dae wat volg, regtig tyd uitkoop in gebed. Om vir die Here te sê, launch u hierdie gemeente, en dit wat u wil doen. Dan plant ons hierdie gemeente op 'n platform van gebed, en op die uitstorting van die Heilige Gees. Want op die dag van Pinkster sal ons weer by mekaar kom, en dan gaan ons die Here vertrou om ook magtiglik te werk, in terme van dit. So, nou wil ek by julle weet, het julle enige ander voorstel, as om die 14de by mekaar te kom? Ek weet, dit gaan nou in die aand wees, ek dink dit is 'n donderdag aand altyd, dit gaan bietjie nou 'n prys kos, maar alles kos 'n prys. So,
Ons gaan dit so doen. As julle reg is daarmee, kan ek sien wie is alright met dit. Okay, so julle weet nou hoekom ek daai datum vat. Dit val net presies so in julle. En dan wil ek amptelik begin op die 17de, dis die eerste amptelike erediens. Nou is daar 2 dinge wat ons hier moet vir mekaar sê. Ek het julle eintlik baie lank al voorberei om te sê, hoor hierso, ons gaan die aand Sondag ding omskakel na 'n aanddiens toe en ons kan dit steeds doen. Die ander alternatief is, en nou steek ek my kop uit en ek het dit nie met die bestuursraad daai kant geraak nie, maar hulle weet almal wat gaan tans in my lewe aan, want ek is oop en daaroor. 'n Ander alternatief is ons begin hier met 'n oggenddiens. Ek wil net nie mense verloor daar nie. Wil nie daai gemeente seermaak nie. So julle moet vanaand vir my sê, wat dink julle? Gaan ons eers met net aanddienste begin? Ja. Of gaan ons met oggenddienste begin tussen my en Marius om die ding hier aan die gang te kry en aan te gaan? Daar's baie mense wat van buite af gaan inkom, wat op 'n oggend gaan kom, wat nie in 'n aand gaan kom nie. So ek het gevoel, ek sal nog steeds daar 2 of 3 dienste op Sondag doen, Marius gaan die res hier doen, en wanneer ek daar, dan gaan ek en hy omruil. En Dirk, hulle is daar, hulle kan ook vir my instaan. So dit gaan nie 'n krisis wees nie, ek gaan dit net met die ouens moet uitsorteer. Maar ons moet mooi begin, sê vir my. Ja, pas vir ons wat kinders in die Sondagskool het, sal nog steeds oggenddienste aan daai kant bywoon. So dit sal nie wees van, ons sal nie hier wil begin nie, dis net die Sondagskool aan daai kant, maak dat ons daarheen wil gaan. So, totdat die hele bediening uiteindelik daar afgesluit word en ou kan hier, en dit is 'n baie goeie verduideliking, en ek dink dit is presies wat moet gebeur, want ons wil nie, ons kan nie bekostig dat daai gemeente seer kry. Maar aan die ander kant kan ons ook nie langer uitstel om hier te doen wat God wil doen nie. Want dis wat by die meeste van alles pla. Want hoe lank wil ons uitstel? Verstaan jy? Moet ons nie maar net begin en God vertrou om hierby te voeg, die wat hy wil inbring. En dan letterlik dan kyk maar in die aand steeds, miskien met opleiding aan te gaan, maar meer in 'n formele hoedanigheid soos in 'n preekvorm, soos byvoorbeeld die dakgedeelte van die herboude huis moet gedoen word. In plaas van dat ek dit in 'n leringssessie doen ek dit letterlik in 'n preeksessie waar ons die mense leer van die kansel af uit 'n preeksessie uit. So ek weet nie hoe voel julle daaroor. So kom ons vra eers, wie gaan in die oggend? Bef sê vir my voordat ek aan. Ek die oggend en die aand, ek het geskool. Okay. Wat is die oggend? Ek het gedink ons met die oggenddiens maar normale kerktyd 9uur maak. Ek het aanvanklik gedink dalk moet ons hom skuif na 10uur toe sodat ek daar kan ry en betyds hier kan wees. Maar dit gaan 'n groot gejaag gee. Ek dink nie daai tyd gaan vlieg nie. So ek dink 9uur. So ek weet nie hoe voel julle daaroor, so sê. Miskien steek ek nou my kop naby is en maar ek voel ek kan me voorstel dat ons moet voortgaan met die opleiding in die aand. Ek dink daar's 'n groot behoefte en ek wil dit regtig sê, ons ken nie die woord nie. En ek dink dit wat ons nou lees of begin het, dink ek gaan of ons ken die woord oppervlakkig, maar ek dink dan moet dieper gedelf word in die woord in self. En daardeur dink ek gaan ons meer van die jong mense kry om te kan luister en te betrek by die woord. Kyk, dit gaan, julle moet weet, dis waar my hart lê. Weet, ek is 'n toerist, ek is 'n disipelmaker. Dit is waar my krag en my bediening lê daar. So 'n mens kan 'n oggenddiens hou en dan in die aand doen ons opleiding. Met ander woorde, ons gaan kyk wat die Here vir ons gee. Ons praat oor dit soos ons nou gedoen het. Ons praat oor geloof, of ons praat oor gebed, of ons praat oor dit wat God wil doen. Maar ons spandeer ook tyd, en dit is wat ek eintlik gedink het op 'n Sondag aand. Kom ons by mekaar en ten minste vir 1 uur van daai 2 ure bid ons saam en roep ons die Here vir herlewing elke Sondag aan. En dan die laaste deel daarvan, dan kan ons 'n onderwerp vat en julle kan vir my sê, hoor, ons wil meer leer oor dit. Ons wil meer leer oor dat, of ek kan gaan kyk en sê, okay, maar julle, ek het 36 jaar se preke in leers. En daar's allerhande onderwerpe daarin, want ek preek baie keer op 'n reeks. So as dit die behoefte is, gaan dit my in die eerste plek baie help. En ek gaan weet wat om te doen en ek kan weet ons kan in 'n rigting in hierdie mense toerus en oplei. Want wat jy daar sê is absoluut waar. Die mense ken nie die Bybel. Ek ken
Derek het nou die aand sit ons daar en praat en ek sê vir hom, ek kan van nou die gesprek kom en ek sê vir hom, maar God het in Genesis gesê, ons gaan mense maak in ons beeld en to our likeness. Die vraag vir hom, maar ken jy die beeld van al drie? Ken jy die likeness van al drie? En besef jy die implikasie van, ek gee vir jou dominium om te gaan heers oor. En ek dink, dis maar net elementêre goed waaroor ons praat het, en ek dink daai was vir ons nogal nie ons ken dit nie. Jy sien daai bijvoorbeeld die hele koninkryksreeks is gebaseer op Genesis 1:26. Die hele koninkryksreeks is gebaseer daarop. En daar's 'n klomp dinge daar wat jy nou daar noem wat ons, soos daai goed met julle deurwerk, gaan julle oopgaan, julle gaan die goed verstaan. Maar julle het 'n bietjie laat in die proses ingekom wat ons eintlik daai kerngoed in die begin gemis het, waar ons die fondasie en die groot prent en daai goed na gekyk het. Maar dis presies daai goed. Maar kan ek nog sê, ek het 'n klein kind op skool in Kaap. En hy bel my op 'n Vrydagmiddag 3:00 en hy vra vir my, hoe weet ek my naam is in die Boek van die lewe geskryf. En ek dink, dis waaroor ons kinders vandag al bekommerd is, want dit word nie in skool gedoen. Nee, dit is so. En dit word ook nie in kerke gesê nie. Want die enigste manier jy jou naam in die boek van die lewe kan inkom, is deur wedergeboorte. Want dis hoe jy op die register van die wêreld kom. Jy moet gebore word en dan word jy geregistreer op jou vader se naam, verstaan jy? En daarom is wedergeboorte essensieel. So, daar's belangrike dinge daar wat 'n ou maklik kan antwoord, maar mens moet 'n bietjie toegerus wees daarin, want jy weet, ons sit in preke, en vandag is dit so, julle, dat mense wil eintlik net goed hoor wat hulle, weet wat motiverend is. Gelukkig maak. Dit moet alles motiverende boodskappe wees. Nou, ek verstaan dat ons moet mense motiveer, ek verstaan dat mense kom deur 'n moeilike week, en ek verstaan dat ons mense moet help. Maar dis nie alwaaroor dit gaan nie, julle. Ons moet die diepte van die woord ken. En daar's soveel diepte in die woord, dat 'n ou, jy gaan 'n hele lewe vat, jy gaan dit nog steeds nie ken. Jy gaan nou 'n skrif lees, en môre daai selfde skrif van, dan wys jy jou iets anders. So as julle vanaand voel, ons vat daai pad, ons begin in die oggend dan met die wat kan kom, en die wat hier is, begin ons met 'n oggenddiens, en ons nooi almal uit wat ons kan uitnooi, en die aande woon ons die opleiding by, en as jy daar mense wil uitnooi, by al mense, dan bring julle saam. Want as ons nou kyk hoeveel mense daar van julle kant af kom, ek meen, jy het nou daai gastehuis daar in die ooste van Pretoria, en hoeveel mense net inskakel van daar af, julle, dis wat ons wil doen. Ons wil mense toerus. En ek weet dat ek weet, as ek mense deur die koninkryksreeks gevat het, die sit Morney, as ek julle nou vertel hoe lekker hy geslaap. Die dag toe hy genooi word, en hy was daar na Karla as hy huis toe genooi. Weet jy wat dink hy? Hierdie is nou weer een of ander piramideskien. Dit is Amway. Hy het gedink is een of ander verkoopsding. So, en toe hoor hy met 'n Bybel saambring, en hy bring toe nou 'n Bybel saam, en hier kry hy nou die koninkryk soet, en hy sit daar, en ek bedien daai goed, elke liewe, dit was as dit 'n maandag was, en 'n woensdag aand. Ek ry 'n ou van Brits af, daai pastoor van Brits af, elke woensdag aand saam met my. Hy kom tot hier, en ry ons Linwood Rift toe. Dan is daai groep daar. Julle vir 2 jaar. En hierdie ou sit daar. En ek sien, ag Here, iewers moet die lig deurbreek, want kyk hierso, verstaan ons niks. En hy sit, en ons bid. En een aand kom ek daar. En hy het 'n splinter nuwe Bybel. Weet nie of jy nou nog hy Bybel het. Hy is by die huis, ja. Het hy so groot, maar 'n pragtige Bybel, net so groot Bybelding, so groot boek soos hierdie. Maar ek sien hier in die kant, hy hou hom so toe, maar hier in die kant, is daar sulke pleks, allerhande kleure. Julle maar, ek wil amper sê honderde. Ek dink, wat? Ek sê, wat is hierdie? Hy sê vir my, ek het gegaan. En ek het al hierdie goed wat ek tot nou toe geleer het op my eie tyd deurgewerk, en ek het elke skrif in die Bybel gemerk, met 'n vlaai, met 'n merker. En ek begin daar sit, en ek begin bedien. En wat doen hy? Skielik ontwaak hy. En ek sien hoe die Here sy gees oopbreek in een oomblik, en toe ek huis toe ry, toe heilig vir God, en ek sê, dankie dat U het deurgebreek.
Julle, ons het dit nie eenmaal gesien nie, baie gesien. Waar mense sit en dan skielik vat die Here om. Hoekom? Hy hoor dit, hy hoor dit, hy hoor dit, hy hoor dit. En dan breek hy deur binne dit wat God met hom wil doen. As ek net kyk wanneer na julle dieselfde vader, tog my eie broer, kyk hy was so gereformeerd. Jy moes tog net nie eens 'n ander kerk se naam genoem het nie, want hy was soos 'n super gereformeerd. Jy moet net nie, jy mag nie 'n toon beweeg as jy in die kerk sit nie, alles moet stil wees. Tot die Here hom omkeer en in die hospitaal beland en sy eie kerk glad nie vir hom omgee nie. Toe begin hy vra. En hy begin in geskiedenis ingaan, want hy was 'n geskiedkundige ou. En hy begin sien hoor die mens fout. Toe begin hy, toe hoor hy die mentorgroep by. En ek het hom gedoop. Voordat hy dood is in Jesus se naam. So, ek het gesien in my lewe julle hoe die toerusting mense se lewens verander. Jy moet met 'n ou pad loop. Die Here Jesus kies aan 12 en hy loop 3 jaar lank met hulle 'n pad. Nou wil ons, ek sit met Pastor Karel Berend, ek sê vir hom, Karel, sê 'n bietjie vir my, hy het 3000 lidmate. Ek sê, hoe lank is jou disipelskap? Ek sê, wat is 'n disipelskap proses het jy in plek? Nee, hulle het 'n hele disipelskap kursus wat hulle ouens aanbied. Ek sê, okay, hoe lank is daai kursus? Hy sê, nee, ons doen dit oor 'n naweek. Ek sê, okay. Ek sê, maar oor 'n naweek, so daai is net die toetrede tot die koninkryk of wat ook al. Daar's mos nie 'n manier dat ek van 'n oue disipel kan maak. Jy moet onderskei, daar's 'n verskil tussen 'n disipel en 'n bekeerling. Ons maak bekeerlinge, maar ek soek disipels. Want met 10 disipels kan jy die wêreld omkeer. Maar met 500 bekeerlinge nie noodwendig nie, want hulle kan banksitters raak. Dit help jou nie. So, ek dink kom ons begin op die 14de, dan gaan ons van die 17de af voort. Ek sal met Marius reël hoe ons dit gaan doen. Ek gaan daai oggend gaan ek reël dat ek en jy albei hier gaan wees. Dat ons die mense kan ontmoet en nooi mense wat jy weet wat kan kom. Ons het nou gestel het nou dag mense by die gemeente genooi en hulle het al so 2 keer gekom en ons gaan hulle weer nooi. Hulle staan kerkloos. En ons wil hulle uiteindelik met hulle moet inkom. Hulle moet hulle te werk wat hulle hier moet kom doen. Hulle is nie vir nie daar nie. So nooi mense, laat hulle inkom. My nig het al lank af my gesê, as jy hierdie kant van die rivier begin, dan gaan ek kom. Daai kant is te ver vir my. Sy kan ook nie in die aand ry nie. So, daar's baie mense, ons kan hulle net vra, kom, laat hulle inkom. So is almal dan so verder dat ons dan die 14de die aand die eerste diens en die 17de begin ons dan amptelik met oggenddienste en die aand sal ons dan 'n opleidingsdiens hou. Alraai. Okay. Goed julle, dis dan reg so. So die gemeente missie. Ag ek wil sommer net dit vinnig deurgaan dat jy net verstaan waaroor dit gaan. Daar's so 'n sketsie wat ek vir jou gegee het. Nou hierdie eerste sketsie was my poging toe ek het vir Frans Botha deurgegee het. Hy's 'n graphic designer om te sê ontwikkel vir my hierdie skets in 'n mooi grafiese ontwerp. Nou ek het sy ontwerp na die tyd aangesit, maar ek dink my ontwerp lees bietjie makliker as sy ontwerp. So ek wil nie daarmee bereik nie, maar dit is so. Syne is net bietjie meer professioneel. Alright, so kom ons gaan kyk wat wil ons doen. Die heel eerste ding is wat ek en jy moet verstaan vandag. En ek wil hê jy moet net vir my omblaai. Blaai net vir my dat daai groen een toe so lyk, want dis nou syne, maar hier het ek alles opgevat. Ek het die missie en die visie en alles hier bymekaar waaroor dit gaan. Okay. So wat is ons missie? The fulfillment of the Great Commandment and the Great Commission. Julle, wat is ons missie? Om God lief te hê met jou hele hart. En ander mense soos jouself. En dan gaan die wêreld in. So wat kan die kerk meer doen as om God lief te hê bo alles en om die wêreld in te gaan? Om mense te bereik. Dis wie ons is. Okay? So dit is ons missie vir ons gemeente en hierdie selfde missie is daai kant in hierdie selfde proses is daai kant geïmplementeer. Okay, so heel bo links sal julle sien op daai groen ene. Met Frans geteken staan dit. Ek het dit nie op hierdie ding staan. Dit staan op hierdie ene en die is nie hierso nie. Ek het dit gewoon apart gegee. Okay, en dan die visie aan die regterkant. Wat is die visie? To glorify God above all by worshiping Him, serving others and bearing much fruit. Julle, ek het iets geleer verlede jaar. Hierin is my Vader verheerlik. Wat sê die skrif dan verder? Kom maar, nou moet julle wakker. Julle sien, nou het ons deur die opleiding gekom, nou moet julle wakker wees. Hierin is my Vader verheerlik, sê dit maar.
Pastoor, help hulle tog Dat jy veel vrug dra. dat jy veel vrug sal dra. So wat verheerlik God? Nie jou mooi pak klere nie, nie die kar wat jy ry nie, nie jou geleerdheid nie, nie die kerk waarin jy by mekaar kom nie, die vrug wat jy oplewer. Dis wat God verheerlik. En dit glorify God. So as ek en jy God wil verheerlik, begin vrug dra. En die oomblik as ons vrug begin dra, julle dan begin die wêreld sien dat God gebruik ons. Okay? So, dit is ons visie. Ons wil hê elke lid in die gemeente, elke persoon in die gemeente, moet na 'n jaar kan terugkyk en sê, Jesus, maar weet jy, hier's die vrug wat ek in my bediening kan wys vir die Here. Dit is wat ek kan aanbied as ek in die hemel kom. En dit moet 'n blywende vrug wees. En waaroor gaan 'n blywende vrug? Hy sê alles sal deur vuur beproef word. Maar ek het geleer, daar's net een ding wat vuur nie kan brand nie. Vuur kan al ons werke brand. Maar vuur kan nie 'n geredde siel brand nie. Hoor jy wat ek sê? So, die veiligste vrug wat ek kan dra, is om mense by God op te bring. Al is ek nie primêr betrokke by die proses van dit nie, kan ek sekondêr betrokke te wees deur net vir iemand te sê, hoor hier so, kom. Miskien moet ek sommer vra, Tini, hoe het jy nou hier by ons beland daai jare? Is dit hierdie twee diskuteers hier? So kan julle sien, julle dit, weet julle, 80% van alle mense wat tot bekering kom tot bekering deur 'n verhouding met 'n vriend of 'n vriendin of 'n familielid. 80%. 20% mense kom tot bekering deur 'n program en deur die TV en wat ook al. Net 20. Maar 80% kom tot bekering deur iemand wat hulle vra, iemand wat hulle nooi, iemand wat in verhouding met hulle staan. Okay, so ons is baie mense wat ons ken wat kan kom, wat 'n deel kan word van dit. Okay, so kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat is die doelwit? En ek wil die doelwit op hierdie voorsteenetjie uitspel want hy lees bietjie makliker. Ons verantwoordelikheid is letterlik to connect people to Christ and one another. So ons wil graag mense aan Christus voorstel, maar ook aan Christus se kerk. Ons wil hulle by mekaar uitbring. So our purpose is to worship God above all. Daar kan julle sien. Hoe wil ons dit doen? Deur nommer 1, kom ons sommer bo begin, dan gaan ons so links en regs om, dan kom ons onder by familie uit. Ek het familie eers bo gehad, hy moet eintlik maar bo staan, lyk dit vir my. Ons wil God dien as gespesialiseerde bedieninge. Met ander woorde, waar ek in 'n bediening staan en my bediening uitleef. Ons wil God dien as manne, ons wil God dien as vroue. So die mans moet aangespreek word, die vrouens moet aangespreek word. En vanmôre het ek gehoor, Pastor Amanda het 'n dame daar by die kerk gehad wat hulle, ek dink by daai groep wat julle het, waar ook al by my het daar ontmoet het daar by julle so dit en daai uiteindelik is dit weet sy bly aan Amanda se en sy sê hoor ek wil hierdie vroue bediening daar begin. Ek meen watter platform, watter voorreg gaan dit nie wees om waar sê hoor so kom ons kan jou gebruik. Okay. So manne en vroue as jong mense, nou julle as 'n verskil tussen tieners en jong mense. As elderly people, soos die grys is, ons wil die Here oor alles aanbid. Ons wil die Here aanbid as kinders, met ander woorde ons wil ons kinders met God leer ken, as young adults, as die jeug en dan uiteindelik saam as familie. So dit is wat ons doel is. Ons wil families by God uitbring en ons wil bedieninge uit dit uitskep wat die wêreld kan bedien. En daai bedieninge het ons baie mooi gaan uitspel. En jy kan net na die bord kyk en sê, okay, hoorie, dit is waar my hart brand. En jy gaan dit dadelik aan sien, hoorie, dit is wat ek graag wil doen in my lewe. Want God se bediening op jou lewe is nie iets ekstern wat jy van buitekant af inwaai nie. Dit brand al lank in jou hart. En gewoonlik is dit goed wat jou irriteer binne die samelewing wat nie aangespreek word nie. Dan moet jy maar weet, die Here is besig om met jou te praat en iets aan te doen. Okay, so ons doel is
om God bo alles te verheerlik. Wat is ons duty? Wat is die werk wat ons wil doen? Ons verantwoordelikheid. To serve God's people. Julle, daar's net een manier. Ander mense moet weet, die kerk gee om. En weet jy wat, daar's nie 'n manier dat ek dit alleen kan doen. Daar is nie. Want daar's net te veel verantwoordelikhede. Iemand moet mense gaan besoek in hospitale. Ek kan nie altyd dadelik uitkom, ek probeer. Iemand moet mense kan counsel. Iemand moet mense kan kospakkies vir hulle huis toe vat, of hulle kospakkies kom opmaak, sodat hulle by die kerk dit kan kom haal. Iemand moet daardie werk doen. Ons moet omgee vir ander mense, en mense moet dit weet. Reach out with God's love. Nou, jy reik uit na alle mense met God se liefde, om disciples te maak. Nou, hier kom dit weer in. Dit gaan ons nou doen op Sondag aand. Ons gaan steeds my proses betrokke bly. In my gedagte is, my hoop is, dat daar binne die volgende jaar iemand gaan opstaan en sê, hoorie, so daar waar ek bly, gaan ek met 'n mentorgroep begin. Ek gaan herbou sy huis in my huis doen. Ek het klaar nou 'n uitnodiging gekry van Pearl wat gereed het, en dis jou suster, of wie bly daar? Priscilla, haar suster wat daar bly, wat in Eersterus bly, om te sê, hoorie, sommer, ek sal my huis oopmaak. Wil julle nie vir ons daar in Eersterus kom die hele herbou sy huis aanbied nie. Julle, dis wat ons wil sien moet gebeur. Ek gaan nie almal kan aanbied nie, daar's nie 'n manier dat ek dit kan doen nie. Maar daar's genoeg mense wat volwasse genoeg is wat dit kan aanbied, en jy moet uiteindelik op 'n plek kom wat jy dit kan aanbied. Julle, kom, ek gaan julle net 'n voorbeeld gee. Pastoor Ediard Snyman, hy's in Brits, hy en sy vrou. Hulle kinders is nou nie by 'n skool ingeskakel daar. Ons hoërskool toe. Hulle het my laasweek kom sien, of die week voor dit kom sien, en sê, ons wil nou herbou sy huis doen, want ons doen nou heeltyd die koninkryksopleiding, en pastoor Ediard is briljant in die koninkryksopleiding. Dis dieselfde goeie invalshoek het verskil. En sy sê, nee, ek gaan met herbou. Ek sê, hoekom gaan jy met wie gaan jy dit doen? Sy sê, as 3 onderwyseresse by die skool, met wie ek gedeel het. En al 3 onderwyseresse het gesê, hoorie, ons gaan tyd uitkoop in 'n middag, om saam te sit en dit te doen. So, hulle is aan die gang daar. Hy sit met 'n pastoor met die hele gemeente, 'n jong man. En hy luister na die jong man se preek. Hy sê vir myself, hoor, ek kan nie langer na hierdie snert luister nie. Ek sê, jy kan ons nie so sê, maar ek het nou vir hom ook so gesê, want ek het by 'n begrafnis daar gesit wat ek bygewoon het, waar die dominee die grootste snert gepreek het in jou lewe kan dink. Weet jy wat preek hy van die kansel af? Dat die Ou Testament het nie geglo in die opstanding uit die dode uit nie. As jy dood is jy dood. En daar sit 100 mense in daai begrafnis vir wie hy die snert pot chol rol en hulle glo. En ek sit daar en ek kook. En ek sien Ediard wyf sy vrou, kom, ons gaan loop. Ons kan nou nie loop nie, ons is 'n familie wat daar dood is. Mense in die gemeente, so ons ag nou maar dit. Maar dit is wat gebeur daar buite julle. Hulle raak het om sterk kwyt. En iemand moet hulle leer. So, hoor mooi, maak disciples. Expand God's kingdom. Ons wil God se koninkryk uitbou. Wat is ons begeerte? Togetherness and unity. En dis hoekom julle vanaand so lekker koek saamgebring het, want julle gaan bietjie together wees. Dan kan julle gaan bietjie unity create, né? Okay, om to reaching the lost, excelling in godliness, spiritual maturity. Julle, dis die wat ons wil doen binne in die gemeente. Wat is ons hoop? Julle, ons het net een hoop. En dis die opstanding uit die dode, by die wederkoms van Jesus Christus. Ons doen al hierdie dinge in die verwagting dat daar gaan 'n dag kom dat ons uit die dood gaan opstaan. Dis al, dis die prys. En dis genoeg om ons aan te gaan en aan te laat hou. Okay, hoe wil ons dit doen? Ek het vir julle nou so 'n hele bladsy daar gegee. Julle sien daai groen ding is maar presies dieselfde. Blaai my nou hier met die klomp blokkies toe. So julle sien die heel eerste ry bo, al die B's is groen. Nou daai groen blokkies bo is wat ons onmiddellik nodig het wanneer ons met 'n gemeente begin. So hierdie is 'n hele sop dokument wat jy vir enige pastoor kan gee en sê, hoor hierso, hanteer hierdie ding. Ek wil net terugkom na die pastoor wat Ediard gebring het. Hy vat daai ou nou die hand en hy gaan deur die koninkrykslesings en hy hanteer met hom toetrede tot die koninkryk. En toe hy opstaan om te verdaag, toe hy wil loop, toe hy nou klaar is, toe sit hierdie pastoor
Nee, dan sê hy, ons is klaar. Hy sê nee, ons is nie klaar nie. Ja, dan sê hy, op is 8:45, jy moet ry, dis laat. Hy sê nee, ons is nie klaar nie. Hy sê, wat wil jy nog weet? Wat moet ek vir jou nog verduidelik? Hy sê vir hom, is hier water? Pas so, is hier water? Elias sê, ja, die Hartbeespoort is net hier onder. En die kanaal is net hier voor die huis, voor die plaashuis. Hy sê, ek het 'n klomp plaasdamme, hier is baie water, wat wil jy met water maak? Hy sê, is die water, jy doop my vanaand in Jesus se naam. Hè? Groot geword onder Teach Every Nation, of wie ook al. All Nations for Christ. Die oomblik toe hy die waarheid uitvind, in die diepte van die woord met betrekking tot dit, toe sê hy, ek move nie, vanaand, beklee my, in die naam wat my verlos, naamlik Jesus Christus. En eerder het hom daai aand in die swembad gedoop, oor 9 die aand. Dis so dit God werk. Wat 'n getuienis. En hoe het hy dit gedoen? Deur hierdie inligting van die koninkryk aan te gaan bied by sy huis. So, ons moet julle skool dat julle dit self kan doen. En vir mense dit kan gee. Okay, wat het ons nodig om nou mee te begin? Ek gaan nie op al die goed stil staan, ek wil net vir julle daai eerste ry blokkies hanteer. Ons gaan lof en aanbidding moet begin. Nou ek wil baie graag 'n hele groep weer hier hê. Ons kan nie net een persoon aanstel of 2 persone om dit te lei nie. Dit is seker een van die moeilikste bedieninge wat daar is, want daar's baie verskillende sieninge oor die goed en ek dink wat ons vir mekaar moet sê is ons moet éventueel met ons in lofprysing en aanbidding kan beweeg. So ons gaan werk met wat ons het. Hier is mense wat instrumente kan bespeel. Ek het hierdie stel drummer verniet gekry toe hulle hoor ons gaan hierdie gemeente begin en 'n keyboard en ek weet nie wat alles nie. En 'n basgitaar, die basgitaar wat regmaak, 'n pragtige basgitaar. Hy staan op die onder by die huis. So ons het 'n paar instrumente, my seun kan bas speel. Morney speel gitaar en hy speel Bev kan sing, sy kan gitaar speel. Ons het musikante wat ons gaan gebruik om te begin mee. Nou dit gaan dalk nie so prou wees soos daar by Anton hulle of toe Morney hulle dit gedoen het nie, maar ek worry niks daaroor. Ons begin met wat ons het. Okay, so die tweede een is klank. Nou julle, hier sit Mani daar agter, hy's 'n ingenieur. Toe hy hierdie chaos hier sien en ek gaan wys hom die goed in die stoot, toe sê ek, Mani, hier lê 'n klomp goed en ek het nie 'n klou waar pas wat in nie. Dis nie reg nie, daai is maklik. Ek het dit al baie in my lewe gedoen. Hy het baie kerke se klank gedoen. Hy was Saterdag hier en binne 'n halwe dag toe sort hy al die klank goed uit en hy kry die goed aan die gang. Skuif die snyk wat ander mense 15 jaar te lui was om te doen en hy doen dit in een dag, in een oggend. Okay. So baie dankie. Iemand het daar klaar sy plek gevind rondom dit. Die volgende een is digitale media. Ons gaan éventueel digitale media moet doen. Ons gaan 'n ou wat kry wat redelik kwaai is op komputers. Om die digitale goed hier op die skerm te wys. Ons sal daai skerm eers is 'n baie lelike skerm daai, né? Ons wil amper 'n bietjie narots sien om kyk om nie te veel worry nie. Ons gaan 'n ander een kry. So ons gaan dit uitsort soos ons gaan, né? So die digitale media, ons moet al daai goed doen. Iemand moet die goed op Facebook sit. Iemand moet die hele media bediening aan die gang kry. En ek weet jy is so oor dit baie kwaai sal kan doen. Ek gaan dit nie nou na hom doen. Okay. So daarna sal ons kyk. Hy gaan self na my toe moet terugkom of sy wie ook al sê oor die ek gaan doen. Goed, dan die kinderbediening, éventueel moet ons 'n kinderbediening hier stel. Omdat ek koördineerder is. Ag, die doele staan almal daar, julle kan maar daarna gaan kyk. En dan 'n tienerbediening. As die tieners begin inkom, julle van ons tieners moet begin bedien. Ons moet toegerus word rondom dit om hierdie tieners dan ook so nader aan die Here te bring. En dan verwelkomers, julle met 'n paar vriendelike gesigte hier voor staan wat ten minste 'n paar reguit tande het. Nie so skeef soos myne nie, wat vrouens kan vriendelik wees en sê hoor jy so welkom hierso, né? Okay, so. Dit is ek uit al. Ons het 'n hele opleidingssessie. Julle al hierdie goed het opleiding by. So daar's toerusting wat ons vir daai ouens kan gee om dit te doen. So die verwelkomers moet werk daar. En dan die laaste een is altaarwerkers. Altaarwerkers is wanneer ons vir mense wil bid, wanneer ons 'n uitnodiging maak, moet hulle na vore kan kom om vir mense te kom bid, saam by te kom bid. Want baie keer as mens klaar bedien is ou nogal redelik moeg. Om dan vir 10 of 20 mense te bid, dit vat maar tyd, maar ons soek ouens wat toegerus gaan wees om profeties saam met mense te kan bid, deur hulle behoeftes te kan bid en God te kan vertrou vir 'n wonderwerk op daai oomblik in hulle lewe. Dit is baie belangrik dat ons dit sal doen.
Ons het so 'n paar weke terug het ons iemand bedien en die dame het na die tyd uitgekom en toe ek hoor die goed waardeur hierdie vrou kom toe besef ek hoor dis nie die Here wat haar gestuur het. En die Here wat haar letterlik kan genees van die chaos wat in die wêreld aan haar gedoen het. Maar ons kon saam met haar bid en ons dank die Here dat sy ook so ingeskakel het by van die goed. So dit is alles wat nou in plek moet wees. En dan is daar 'n paar ander dinge wat ek sommer hier op jou agenda dink ek gemerk het, dat ek het vanaf sien, dan is ons klaar. Dit is vanaf die eerste bladsy uitkom, waar ons dit nou, ek weet nie hoe kom op die agterkant gefokus staat nie, maar dit. Okay, die volgende een is B1 tot 7, ons hanteer F4. Wat sê F4? Gebedsvernote. Ek wil nou nie Brian gesê het. Gebedsvernote. Gebedsvernote. Ons kan nie sonder gebedsvernote gaan nie. En hierdie hele gemeente moet gebedsvernote raak. Wat se ding is 'n gebedsvernoot? Daar's vanoggend van vandag 'n versoek deurgestuur vir daai skoondogter vir daai situasie rondom dit. Verlede week by Dolphin. Wanneer ons so 'n versoek kry, dan stuur ons 'n deur op die hele groep en almal tree in vir daai mense sodat julle kan weet wat gaan aan en bid vir daai mense. Nou julle, 'n mens kan nou nie altyd gaan in 'n halfuur gaan bid nie, maar daar waar jy is, raak stil. Bid, noem die persoon se naam. God hoor jou net so goed in 'n kort gebed as wat jy hoor in 'n lang gebed. Maar maak tyd om te bid vir daai versoek en dra daai persone se name voor die Here op en dit wat daar staan. So daar moet gebedsvernote wees. Okay, waar ons vir mekaar kan bid en ook vir versoeke wat inkom, dat ons vir dit kan intree. Okay. So dan die volgende een is G, wat is hy? Kanselbediening. Ook uit die aard van die saak. Kanselbediening. So dit is nou waar ek nou net vir julle gesê het, ek en Marius gaan betrokke raak. Ons gaan probeer om na die beste van ons vermoë julle te bedien op 'n Sondagoggend, soos die Gees van die Here ons lei. En dan, as ek kyk wat is die effek van môre van die boodskap op die mense toe by die kerk uitstap, hoeveel mense het net gegryp na dit wat God vanmôre met hulle wil deel. Dan besef mense net, daar's so honger by die mense, en hulle wil graag, nader aan die Here kom. Wat is die volgende, is A2 en 3? Bestuursraad en dagbestuur. Okay, daar gaan 'n dagbestuur, ons gaan nie 'n groot dagbestuur begin hê nie. Ek gaan hardloop maar die goed soos ek gaan totdat dit begin nader aan so groot word. Ek en Christa doen al ons finansies vir ons, so ek praat met haar. Sy doen vir ons van die goed wat ons moet koop en galies wat moet betaal word, hanteer sy en ek praat met haar daaroor. So dit is redelik uitgesorteer want ons is elke dag in dieselfde kantoor daar. Daar moet 'n dagbestuur wees, maar daar moet ook 'n bestuursraad wees en die is 'n bestuursraad van iets soos 7 lede dink ek wat ingeskakel het by dit, wat klaar een vergadering gehad het en ons moet weer met hulle net gaan sit dat hulle net die finansies kan kyk en dan eenmal in die jaar gaan die hele gemeente kyk na die jaarstate en seker te maak dat alles op die jaarstate is reg en jy kan enige dag en enige oomblik 'n vraag vra op die state wat aangaan en Christa sal vir jou presies verduidelik wat daar gebeur. Okay. Goed, so dit is die goed wat nou moet gebeur het ons D2 hanteer. Berading en grief share. Okay, berading en grief share. Nou, Pastor Amanda, ek is so bly jy is hier. Sy doen berading, nou die Woensdag was sy daar by my, sy doen ook die senior burgers daai kant. Toe sê sy vir my, hoorie, ek is nou klaar met die senior burgers, maar ek het nog vandag 3 beradingssessies wat ek moet hanteer. 3. Buite mense. Julle beradingssessie vat tyd en dit vat energie. Maar ons het iemand wat absoluut toegerus is in deurbraak SA se proses van berading. En ook in haar eie goed. En ek het al met haar ingesit in 'n beradingssessie. Kyk, sy skroom nie vir jou in jou gesig te sê wat sy wil sê, maar in die liefde van die Here. Sy is fenomenaal daarmee. So ek is bly sy is daar. So ongelukkig gaan jy maar dit heel goed doen. Okay, so ons het daai bediening. So gaan kyk deur hierdie lys van bedieninge. Ons het admin gewys, het Lorinda vir my gesê sy gaan die administrasie vir ons begin doen. Dit gaan my help en as ek vra van daai administrasie, is dit administrasie soos om goed hier reg te kry. Julle nou op hierdie oomblik ry ek met koffiekoekies en goed te gaan koop, koffiepot, bekertjies en sulke goed te gaan. Ons moet mense wel op hulle verjaarsdag, ons moet mense gelukwens op die groep op hulle verjaarsdag. Ek gaan opslip en as iemand kwaad vir my. So sy gaan daai goed hanteer en dit op die groep sit. En dan weet ek ten minste, ek kan met jou praat, soos wat ook al gebeur, soos hierdie 2 geliefdes wat hier voor sit, hulle is nou man en vrou hoor. So, julle kan hulle maar gerus gelukwens. Daai tipe goed moet maar op die groep kom, dan weet almal daarvan en ons kan saam deel in daai vreugde. Okay, dit is so mooi gelyk nou die dag.
So ons eer die Here daarvoor. Okay, dis basies dit julle. Daar's net 3 belangrike dinge. Nommer 1, begeleiding moet reg wees. Die tweede ding is bestuur moet reg wees. Die derde ding is versorging moet reg wees. En die vierde een is ons moet almal uitreik. Nou ek gaan vir julle iewers in die nabye toekoms gaan ek een van hierdie boodskappe vat wat ek verlede jaar iewers daai kant bedien het. Rondom 7 dinge wat elke mens kan doen om siele vir die Here in te bring. En dis 7 eenvoudige dinge wat jy kan doen om mense vir die Here in, om vrug te gaan dra. En ek gaan dit weer vir julle hier bedien, sodat julle dit weer hoor en weer verstaan. En dit kan deurvoer. Alright, julle, is daar enige vraag? Ons gaan nou lekker koekies eet en tee drink en koffie drink en wat ook al koeldrank drink. Wil jy baie dankie vir alles wat julle gebring het. Ons loof die Here daarvoor. En bly dink aan daai kinders, wie van die dogter in die hospitaal is vir Inale se kinders, dat die Here daai kind deurdra en hy 2 kleintjies deurdra, daai babetjies deurdra, dat die Here vir hulle genade gee. En wat God wil doen, dat God help. En hulle spaar en hulle bewaar en ook die mamma bewaar. In die tyd wat belangrik is. Maar as daar enige vrae by enigeen van julle, jy mag nou vra, of jy bly altyd of hierna vir ewig swyg. Is julle reg? Alright, so ons gaan daar, ekskuus Jan. Ek wil net vra pastoor, ekskuus, hoe gaan ons maak dat hierdie gemeente anders is as enige ander gemeente? Hoe gaan ons by die herlewingsgedeelte uitkom, want, ekskuus, ek sê nie, dis verkeerd om wat ons nou beplan het nie. Maar wat gaan ons anders doen? Wat gaan mense buite sien en wat gaan mense buite trek en so? Ons gaan ouens toe, dis 'n ding wat in my hart is om hierdie hele voorportaal gedeelte hier voor. Al die herlewings van ouds wil ek fisies gaan vat en dit ek gaan weer deur dit werk. Ek het daai goed alles al deurgewerk, maar ek gaan elke slogan en elke gedagte wat hulle daai tyd ondervind het, hoe om daai proses in plek te kry, wil ek in hierdie hele ingangsportaal uitstal. En dan is dit so dat 'n mens gaan tyd moet uitkoop waar ons gaan begin bid vir herlewing, maar ons moet die proses aan die gang kry en die gemeente aan die gang kry, sodat ons hulle kan inbring in daai proses. En het sy op 'n Saterdagoggend om saam te kom bid, op 'n Sondag aand gaan ons nou, het ons gesê, vir ten minste vir die eerste uur van daai opleiding, want ons is altyd 2 ure by mekaar, gaan ons die aangesig van die Here soek en bid dat die Here vir ons daar genade gee. So daar gaan ons begin bid. En dan kan ons fisies die hele elektroniese stelsel vandag gebruik om op Facebook te bid en almal skakel in op 'n sekere tyd in die week waar ons bid en vir die Here vertrou. En ek persoonlik self en Marius en die wat kan, hierdie kerk wil ek oopmaak sodat 'n persoon kan inkom in die atmosfeer van die video's wat hy speel. En ek gaan daai goed oor en oor speel, dat mense inkom en dit sien. Want ek sê vandag vir julle, die kerk verstaan dit nie julle. Ek het nie een vergadering gelei, bygewoon, waar ek by die dominees en die pastore van die noorde van Pretoria gepleit het. Hoorie, stop hierdie social byeenkomste wat julle reël. Kom ons kom by mekaar en ons bid vir herlewing. En as ons daai gebedsaksies reël, dan was dit ek, Karel Berend met sy leierskap en ek met my leierskap en dis al. Dan gee 'n ou van lewende woord vir ons sy kerk om te bid. Dan kom sit hy in en nadat ons geopen en sê, hoorie, verskoon my asseblief, ek het werk om te doen. Dan loop hulle. Hy gemeente is toe. Hulle daai gebou verkoop. 1000 sitplek auditorium. Ek wil vandag vir julle sê, ons gaan moet inkom en dit is presies wat, daar gaan 'n ander gebedsintensiteit moet plaasvind. Maar ons gaan hierdie ding stelselmatig moet inlei om te begin met iemand. Het sy deur besigheidsouens te nooi op 'n spesifieke tyd, het sy huisvrouens te nooi op 'n spesifieke tyd. Ons gaan daai proses moet beplan en platforms begin skep. Maar alhoekom ek nie in daai intensiteit nou kan inbeweeg nie, omdat ek 'n ander verantwoordelikheid op 'n ander plek ook het. Anders het ek gesê, hoorie, as hierdie gemeente my kon dra, het ek dadelik daai gemeente oorgegee na die jonger manne toe en gesê, gaan aan julle daar. Ek gaan doen wat ek moet doen, want ek weet wat ek moet doen. En ons gaan God vertrou. Maar die Here gaan ons help om uit te kom, maar ons moet dit doen. Ons het nie 'n keuse nie. Ja, wat ek net vra is mens moet pas op om nie weer terug te val in die groep. En ek weet pastoor dit brand landal in pastoorsaal. Maar die hele ding van daaroor is, ek dink ons moet ergens ook, wanneer ons bid vir strategie van die Here af.
Dit help nie ons beplan ons eie ding. Maak ons Dis hoe ek dit vir my voel. Kyk, wat ons heel eerste moet bid, en dis hoekom ek sê, al daai voorbeelde, al daai groot herlewings in die wêreld, daar's 'n spesifieke rigting wat daai ouens deurbid. En dit is heel eerste die redding van mense. Julle herlewing kom deur niks anders nie. God moet mense red. Ek en jy kan hom nie red nie. God moet arbeiders stuur. So dis die goed waar ons gaan bid. En hy moet die atmosfeer moet hy oopmaak. Ons moet teen die demoniese magte van hierdie omgewing begin bid en opstaan. Want elke keer, jy sal hoor, hulle sê, God open. Hulle sê dit in al die plekke, in al die video's. En God het die atmosfeer oopgemaak. En mense kom van self af, van buite af in, om te begin bid, wat hierdie behoefte het. En hulle kom eintlik tot die oortuiging van sonde. Hulle val op hulle knie en hulle aangesig, hulle begin hulle sonde bely, sonder dat een ou preek. So, dit is wat moet gebeur. Maar daar's 'n klomp inligting en daai goed sal ek doen. Ek gaan dit saamstel tussen my en Marius. Gaan ons daai goed saamstel. Ons praat baie met mekaar daaroor sodat ons letterlik so 'n strategiese dokument het van wat God in die verlede gedoen het. Want wat het hulle gebid op die dag van Pinkster? Hulle het net een ding gebid. Gaan wag op die krag uit die hoogte. En dis wat jy moet sien. Die werking van die Heilige Yes. Gees. Dit So- is wat anders moet wees. Presies, maar jy sien, dis wat ons nou vir mekaar moet sê. Ons moet dis goed as almal een hart en een siel het in hierdie ding en dat almal 'n idee het van waartoe ons gaan. Dit help nie ons stig net nog 'n volgende gemeente. Dit gaan nie help nie. Dit gaan daaroor gaan oor mense wat van die banke afkom. Want dis wat ek onthou pastoor, ek het so 5-6 maande te sê, hoekom is die ouens wat maak dat mense nog steeds sit in hulle bank? Wat maak dit? Wat maak dit dat niemand opstaan nie, want niemand voel gelei om verder te gaan nie. Hulle sak net weer terug. Nee, dit is so. Ek dink ons gaan hierdie proses dryf. Maar ons moet net eers die proses aan die gang kry. So voor ons daai bal kan begin rol en spoed gee, moet ons eers die bal net aan die gang kry. En ek dink dit is dit. Maar dis absoluut so. En ek dink julle ouens wat in hierdie gebou sit, julle weet, ek het hierdie goed al vir 6, 7, 8 maande, dryf ek hierdie gedagte, dat ons gaan éventueel op 'n plek kom, waar almal regtig die Here moet soek om te bid. Want as ons elke diens, as dit so kan gaan, en 'n ou kan by mekaar kom, by al die geleenthede, en daar's 'n kragtige gebedsgees in hierdie hele koeistal, want dis wat dit is. In die vorige keer in die Zoestraat was dit 'n perdestal. Okay, nou is dit 'n koeistal. So ek worry nie daaroor, God gaan dit doen. So ons gaan net God moet soek om dit te doen. En elkeen van ons gaan verantwoordelikheid moet vat in jou binnekamer. Staan maar op 2 uur die môre as die Here jou wakker maak. Dis nie jou blaas wat jou jaag nie, dis die Heilige Gees wat jou wakker maak. Okay, so staan maar op en gaan bid. Staan op en gaan bid. Moenie net omdraai en slaap nie. Staan op en gaan bid. Soek die Here. Julle 80% van my hele bediening, dis waar God met my praat. Want as daar niemand met my pla nie. So, ek word wakker, dan kry ek nie weer geslaap en staan ek op en gaan bid ek. Dan gaan soek ek die Here. Ek lees sy woord, hy deel met my. So, koop die tyd uit en begin bid dat God sy gees in Suid-Afrika sal uitstort soos nog nooit tevore nie. Binne in sy kerke. Ons het daai een ding gesien, 20,000 mense word gedoop in 1 week. In daai herlewings. Hoekom? Want die atmosfeer is oopgebid. En dis waarby ons moet uitkom. So ons fokus moenie wees ons fokus moet wees om disippels te maak, want dis die opdrag. Maar hoe? Deur gebed, deur hulle toe te rus. Ons moet dit doen. En ek dink dit is wat moet verander rondom die hele ding. Okay. Maar ons sal die Here vertrou en ons moet bid dat die Here vir ons wysheid gee hoe om dit te doen en nie vasstaak by die ou maniere. Is daar nog iemand voor ons gaan afsluit? Alright, julle, Pastor Marius, jou hand is op, is jy reg? Okay, kom ons bid net saam. Vader, baie dankie. Here, voorwaar is dit so? Soos wat Jan ook hier gesê het, dat ons moet op 'n plek kom wat ons weet dat ons weet. Dat ons wil nie net gewoonweg in 'n gemeente instap. Ons soek, Here, my droom is dat hierdie plek, iets vir my 'n woord gegee jare terug en gesê, jou poorte sal dag en nag oop staan. En Here, ons weet ons is in 'n tyd waar daar soveel sekuriteitsprobleme in hierdie omgewing is en oralste in ons land is, Here, nie soos in hierdie omgewing nie, maar ons in hierdie hele land is.
dat ons weet nie hoe ons dit kan doen nie. Maar vandag sit ons hierdie proses in U hand. En ons wil bid, Here, U ken ons harte, U ken ons begeerte. Ons wil Suid-Afrika verander sien. Here, ons soek 'n deurbraak in Suid-Afrika. En Here, U het vir my 'n woord gegee jare gelede met betrekking tot deurbraak SA. En dis hoekom hierdie maatskappy gestig is. Het U vir my daai tyd gesê, Here, en dit is die ontwikkeling wat oorkant ons kerkgronde plaasgevind het, Here. Die gronde het aan ons nasionale kerk behoort. En ek was die moderator van die nasionale groep en ek moes daai gronde afstaan en ek moes daardie ontwikkeling moes ons deurbeplan en deurwerk. En ek het vir die Here gaan vra, Here, gee vir my die naam vir hierdie ontwikkeling. En toe gee U vir my hierdie woord, Perez, to breakthrough of miraculous power. En Here, ek wil bid dat ons sal deurbreek met bonatuurlike krag. Waar het jy sulke krag vandaan gekry om deur te breek? En oral waar die woord Perez voorkom in die Bybel, is dit direk gekoppel aan die wagters op die mure, Here. En U het vir my gesê, dit is hoe julle gaan deurbreek, met wagters op die mure, met mense wat bid. En ons het in daardie tyd dit gelons, ons het 'n gebedsberg gebou, ons het 'n pad in die berg uitgebou, Here, U weet al hierdie dinge. Ons het mense bymekaar gebring, Saterdagoggend 6:00 om te bid en die Here te soek. Ons het deernagte en halfnagte van gebed gereël, o Here, om hierdie dinge te doen. Maar Hemelse Vader, ons het iewerster, net toe hierdie hele proses eintlik in plek was, het die hele kerk teruggestaan en gesê, toe om Angus op die lappe kom, ons het gearriveer, God gebruik 'n man, en daar het ons 'n fout gemaak, want dit was die visioen wat U my gegee het, Here. Maar ons gaan terug, ons gaan optel waar ons verbrou het, ons gaan optel waar ons agterweeg gelaat het, en ons gaan bid, totdat die Here deurbreek in hierdie land. En Here, ons wil sien dat mense tot redding kom. Ons wil sien dat mense God vind, dat die kerke in die omgewing en in die stad en in ons land weer gevul word met mense wat honger en dors na die geregtigheid van die Here. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Here, verdaag ons in die liefde en help ons dat ons ook so saam kan kuier nou. Ek vra dit alles uit genade en ek dank U vir vanaand. Amen. Voordat julle blessings vir julle almal en baie dankie dat julle ook